Right, graad 12 is amper daar, so 'n bietjie graad 11 versiening van sirkelhoeke en hoekbeweging. Dit is waaroor vraag 10 altyd gaan. En op die formule bladsy of die inligtingsbladsy is daar baie lekker inligting vir jou. So weer eens, as jy sukkel met sirkelmeetkunde of trigonometrie wat nogal baie leerwerk is, sal ek sê tackle vraag 10 en 11, want jy het al hierdie formules tot jou beskikking en dit sê vir jou presies wat stel jy waar in. Ok, jy moet net weet waarom elkeen te gebruik. So hierdie enetjie is die omskakeling van grade na radiale en dit het ek ook al aangeraak by vraag, ek dink is al vraag 3 by trigonometrie het ek oor dit gepraat. So dit het jy darm al gesien, hierdie ene se naam is by hom, so as jy lees hoeksnelheid sal jy die formule gebruik, as jy lees omtreksnelheid is dit hierdie ene of die ene, dit hang af watter inligting jy het. Dan as jy die booglengte gevra word, gebruik jy hierdie formule, as jy die oppervlakte van 'n sektor bereken, is hier twee moontlike formules, hang weer eens af watter informasie het jy die hoek gekry of het jy die booglengte gekry, en dan hierdie formule het 3 doele. Dit kan jy eerstens vir jou die hoogte van 'n segment bereken, of dit kan vir jou die middellyn van 'n sirkel bereken, of dit kan vir jou die lengte van 'n koord bereken. So dit hang weer eens af wat hulle jou gee en wat hulle jou vra. Ok, so gebruik jou inligtingsblad tot jou optimaal vir hierdie vraag. Reg, so hierso gee hulle vir ons 'n prentjie, hier is 'n voorbeeld daarvan. As ek dit sommer nou sien, dan dink ek sommer aan my kar sinne wat al moet vervang word, want ek het al baie kilos op my kar. Maar in elk geval, dis 'n storie vir 'n ander dag. So, julle herken hierdie gedeelte van 'n kar. Dit is mos die disks van die kar en dit word gebruik om te breek. Nou goed, natuurlik ons praat baie Engels as ons verwys na karparte, maar ons gaan nou maar hier mooi in Afrikaans moet gesels en ons noem dit 'n remskuif in plaas van 'n disk. Ok, so hier vertel hulle nou vir jou 'n mooi storieetjie van die daai kleiner sirkeltjie. Sy radius is 67.5 mm en dan die grootte van die middel tot op die grootte se rand gee hulle as 117.5. En dan gee hulle vir ons daai hoekgrootte is 40 en dan sê hulle maar net die geskakeerde oppervlakte is bekend as BCDE of hoe is hulle volgorde hierso? BCDE, ja, alfabeties. Is maar net daai ingekleurde deeltjie, want hulle gaan waarskynlik vir jou ietsie vra rondom dit. Ok, maar ons begin om lekker maklik. Hulle sê ons moet 40 grade omskakel na radiale toe. So by trig was dit in radiale, so ons moet dit nou net vat na grades toe. En om dit te kan doen, gaan jy eenvoudig sê vir 10.1.1, gaan jy sê 40 maal met, en die omskakelingsfaktor sal wees wat jy soek, kom bo, wat jy het, kom onder, en dit gaan vir jou 'n antwoord gee van, ek nou net eers weer hier my papiere kry, want dit help nie, as ek nie die memo uitwerk voor die tyd, dan help dit mos nog glad nie, want wie gaan my sekondeer of ek reg werk of nie. So hy gaan vir jou gee 2 op 9 pi of die desimale antwoord is 0,7 en dit is radiale. Reg. Ok, so dis vir een baie maklike punt. So jy kan eintlik maar net die antwoord ook gegee het nadat jy jou sakrekenaar ingespan het. Dan die tweede ene vra vir ons, bereken die lengte van klein boog CD. Nou CD, daarso. Nou hoekom hulle gesê het klein boog? Hulle verwys nie na die klein sirkeltjie nie, want die klein sirkeltjie is EB. So jy moet net baie mooi lees. Hulle vra vir CD. Nou op jou formule bladsy is daar 'n formule wat sê S is gelyk aan R maal met theta. En die formule bladsy sê dat daai theta daar moet in radiale wees. So, yes, you have guessed it. Daai antwoordjie gaan ek daar gebruik. Ok, en ek het nou so spesifiek na hom verwys, my graad 12 weet, ek hou van die breekvorm, want die breek gooi nie desimales weg nie. So, is albei reg? Ja, gaan ons albei se oplossings in die memo sê, ja, so jy's veilig, jy kan enige een gebruik.
maar vergewe my, ek gaan met die breek werk. Reg, nou die R staan vir radius. So as ons dan CD se boog moet uitwerk, is die radius die langer ene. Nee? Want die boogie spesifiek is in die groot sirkel. Die groot sirkel se radius is 117.5. So al wat jy doen is, jy vervang in 117.5 in R se plek, en in theta se plek gaan ek nou die 2 op 9 pi in vervang, en dit gaan sakrekenaar toe, en dit gee vir jou 'n booglengte van 82,03, en dis millimeter. Ok, so eenvoudig soos dit. Reg, dan 10.1.3 gee vir ons, of vra vir ons, ons moet die oppervlakte bereken van die sektor. So jy sal onthou het op jou inligtingsblad is daar 2 formules, en jy kan eintlik, as ek reg kan onthou, kan jy eintlik enige een gekies het, want albei van hulle se inligting het jy. Maar ek hou van veilig speel. So ek gaan die een kies wat vir my die veiligste antwoord gaan gee, en die formule is R² theta op 2. So in R se plek gaan ek die 100 en, oepsie, my hakkie is nou baie te klein julle, sorry, ek net my uitveer vind. So, as ek dan nou OBE, dat ek net gou eers weer terug gaan, want ek het nou amper die verkeerde radius in vervang. OBE is die kleintjie, so ek moet die kleintjie se radius gebruik, nee. So, ek het nou amper kies die grootte gedoen van nie lees van wat 'n sektorie, want hier is 'n groot sektor, ODC en OBE. Ok, so, as ek die invervanging gaan doen, gaan dit die kleiner enetjie se radius wees, kwadraat, maar die hoek, of ek hom nou gebruik vir die klein sektor, en of ek hom gebruik vir die groot sektor, gaan die hoekgrootte nog altyd 40 wees, nee. So, ek gaan nog altyd my radiale gebruik, want die formule bladsy sê, die inligtingsbladsy sê, dat daai theta daar moet altyd in radiale wees. Ok, so ek gaan nou gou verder gaan, so ek gaan invervang 2 op 9 pi, en onder die lyn deel deur 2, dit op die sakrekenaar insleutel, en dit gaan vir my 'n antwoord gee van 2025 op 4 pi, of die desimale antwoord is 1590,43, en dit is dan millimeter tot die mag 2, want dit is mos 'n area wat jy bereken het, nee. Ok, so dit is lekker maklik, dit is net formule, vervang in en sakrekenaar werk. Maar nou die vraaggetjies volg nog, nee. So onthou wat jy nou hier gedoen het. So die volgende vraag kan jy ook sien, sommer die puntetoekenning raak ook meer, want obviously ons moet 'n bietjie level up. So hulle vra nou vir ons hierso, koord FH, nou FH is hierso, sê hulle vir ons is 'n raaklyn aan die kleiner sirkel. So dit beteken eintlik hy's loodreg daar, onthou julle die R en R van sirkelmeetkunde. Ok, aan die binnesirkel by I, so hulle sê maar net hy raak daar, bepaal die lengte van FH. Nou FH, nou moet ek eers weer soek. So FH, hulle wil die lengte hê daarvan. Nou julle sal onthou, daar is 'n formule heel aan die onderkant van jou inligtingsbladsy, amper heeltemal onder, daar's nog 2 onder hom, wat kyker vir koordlengtes. Maar, vir hom om te kan werk, nee, kom ek skryf hom gou vir jou neer, dat jy sien gou waarna toe verwys ek, 10.1.4. Dit is die formule wat sê 4h² minus 4dh plus x² is gelyk aan 0. Maar vir hom om te werk, het jy 'n hoogte nodig, so ek gaan daai hoogte nodig hê, nee? En dan natuurlik het ek die deursnee nodig, reg? Die deursnee is mos nou die hele lengte, nie net die radius nie, nee? Ja, ok, om dan nou die koordlengte wat x is te kan bereken. Op jou formulebladsy staan daar, die h is vir die hoogte van die segment, daar is mos 'n segment, daai stukkie, so daai hoogte, en dan die d sê hulle vir ons is die middellyn, so jy sal weet is die hele lyntjie dwarsdeur, en x is die koordlengte. Ok, so, ek kort 'n bietjie inligting, ek kort vir GI. Nou GI gaan ek kry, as ek weet daai hele lengte is 117.5, gaan ek
dit kan aftrek van die kleiner radius af van 67.5. So ek gaan hom so bereken, 117,5 minus die 67,5 en dit gee vir my 'n antwoord van 50 mm. So GU is 50 mm. Nou het ons die hoogte en die deursnee van hierdie hele ouetjie sal bereken kan word deur die radius te vat van die grootte net te maal met 2. Ok, kom ons doen dit. 117,5 maal 2 gee vir ons 'n antwoordjie van 235 mm. Reg. Nou het ek al die inligting wat ek moet hê. So as ek nou die invervanging doen, gaan ek hê 4 maal 50 kwadraat, want die hoogte kom ons nou daarin, minus 4 die deursnee van 235 en die radius weer, ek jok, die radius hier die hoogte, 50, en dan het ek vir x kwadraat mos nou as die onbekende, want ek gaan daarmee dit kan uitwerk. Reg. Nou as ek hierdie gedeelte op my sakrekenaar insleutel, gee dit vir my minus 37.000 plus x kwadraat is gelyk aan 0, en jy sal weet, as ek vir x wil bereken, moet ek die 37.000 oorvat, dan raak hy positief. Ek doen die vierkantswortel van 37.000, 37.000, en dit gee vir my x is gelyk aan 192,35, en dis millimeter. Reg. So dan het ek nou die lengte van FH bepaal deur uit te gewerk het wat daai koordlengte is. As hy. Nou goed, ek gaan ongelukkig alles hier moet uitvee, want ek het nou spasie nodig vir 10.1.5, want ek het nou nie genoeg plek gelos vir hom nie. So, skryf gou maar neer, of druk die pausknoppie om in te neem wat ek gedoen het, en dan kyk ons gou na die volgende vraagietjie. So die volgende vraag, terwyl ek nog uitvee, gaan ek vir jou so lank daarso lees. Hulle sê indien die oppervlakte van die buitesirkel gelyk is aan, nou hulle gee daar vir jou 'n bietjie inligting, reg? Vra hulle nou vir ons moet bepaal wat is die oppervlakte van die buitesirkel, nê? Op die oppervlakte van BCDE. Nou julle sal onthou, ek het 'n bietjie vroeër dit genoem dat hierdie stukkie is gehighlight vir 'n rede. Nou let gou op wat jy hier het. Jy het 'n klein sektor en jy het 'n groot sektor. Ons het die klein sektor se oppervlakte reeds al uitgewerk in, ek dink dit was vraag 10.1.3. Kom ek blaai net gou hier terug na my memootjie toe. Jep, ons het hom daar uitgewerk. So ons moet nou die oppervlakte kan bereken van die groot sektor. Nee. En dan net basies die twee van mekaar kan aftrek. Reg. Want ek kort ongelukkig daai blokkietjie wat ingekleur is om dit te deel met dit wat hulle hier vir my gee. So kom ons begin dan nou met die groot sektor se oppervlakte. Ok, so dit sal wees sektor ODC se oppervlakte, nê. So oppervlakte is gelyk aan, ek gaan weer die veiliger formule kies. Die radius is 117,5 kwadraat en die hoek was mos nou daai 2/9 pi en dit deel ons deur 2 en dit gee vir ons 'n antwoord van 'n verskriklike breek, 55.225 op 36 pi. En dan moet ek mos nou die verskil bereken om vir die oppervlakte van BCD te kry. So ek gaan nou sê die antwoord wat ek hier gekry het van die groot sektor en ek gaan dit aftrek van die kleiner sektor af, nê. So dis 5,5225 op
36 pi, minus, die klein sektor se antwoord was, mos nou die antwoord van my lyk nou net vreemd, kom ek maak het gou seker. Ek dink dit was 1590,43, maar die breekantwoord was 2025 op 4 pi. Kom ek skryf net die desimale antwoord wat ek ook vroeër gehad het, dit was daai 1590,43. Ok, dit trek jy nou vir mekaar af, en dan kry jy 'n antwoordjie van, ek net gou hier my antwoord weer soek, want ek is nou 'n bietjie lui om die sakrekenaar te gebruik, om hom nou in te tik, want ek het die antwoorde hierso. So dit het vir jou 'n antwoord gegee van 9250 op 9 pi natuurlik, of die desimaal van 3228,86, en dan kan jy natuurlik hierdie verhouding doen, hè. So dan sê jy die wat hulle vir jou gee, die 552, daar's nog 'n 2, voordat ek 'n 5 mag skryf, 25 op 4 pi, gedeel deur jou breek van 9250 op 9 pi, en dit werk uit finally na 13,43, dan het jy die verhouding bepaal, of die breek opgelos vir wat hulle gevra het. Ok, en dan volg die vraag nog 'n bietjie by die volgende ene. Hulle sê die draaibank wat dieselfde remoppervlakte, so julle sal onthou ons het dit 'n remskyf genoem dink ek. En sê hulle vir ons moet natuurlik nou hierdie afmetings vir hulle uitwerk as hulle nou die werk in die werkswinkel doen. So die eerste vraagetjie sê daarso bepaal die rotasiefrekwensie. Nou rotasiefrekwensie sal jy agtergekom het is by jou omtreksnelheid en jou hoeksnelheid. Maar nou hulle gee vir my die hoeksnelheid. So jy moet nou eintlik weet, jy gaan jou hoeksnelheid, daar's net een formule op jou inligtingsblad, gaan jy definitief hier gebruik. En hoeksnelheid se formule is daai snaakse W, of ons noem dit eintlik omega, 2 pi n. Nou jy sal onthou dat die n is jou rotasiefrekwensie. Nou goed, hulle gee vir jou die W. So jy gaan sê 90 pi, waar kry ek dit? Staan daarso. 90 pi is gelyk aan 2 pi maal met n. En dan gaan jy maar net sê 90 pi deel deur 2 pi, gaan vir my 'n n gee van 45, en natuurlik omdat dit rotasiefrekwensie is, kan jy dit aandui as revolusies of revolutions per sekonde. En natuurlik gaan dit nou volg op die volgende ene. Nou onthou waarmee jy besig was, né? Jy's besig met daai kar se disk wat opgesit word om te breek mee, né? Dis nie die breekblokke self nie, dis mos nou net die plat oppervlakte waarop hy kan breek. Nou as ek die vraag lees wat sê bepaal die omtreksnelheid, sal jy onthou daar's 2 formules vir omtreksnelheid. Nou jy's welkom om enige een te gebruik. Ek gaan die veilige ene gebruik wat sê V is gelyk aan pi maal met D maal met n. En dit is hoekom jy die 45 nou moes uitgewerk het, want jy het dit nodig, né? Ok, nou pi is pi, mense, maar die deursnee het jy seker nou al vergeet. Die deursnee is die groot sirkel se deursnee. En jy het dit al uitgewerk as 235. En dit gaan sakrekenaar toe, lekker eenvoudig. Jy kry 10.575 pi, maar die desimaal is natuurlik 33.222,34 en dit is dan millimeter per sekonde. Ok, ek dink nie dis te moeilik nie. Dis 'n lekker klompie punte, ouetjies, so
probeer maar jou bes hiermee, want baie van die formules kom net so van jou formulebladsy af. Jy moet maar net verskriklik mooi lees, wie soek hulle waar. Ok, en dit is ook die einde van vraag 10. Ek sien jou by vraag 11, dan is ons by die heel laaste vraag van vraagstel 2.